O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy eer. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word, want geliefdes uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Prediking is vanoggend Kolossense 1 vers 9 tot 14, is net so 'n paar versies, maar die tema is ons belydenisskrifte, en ek gaan spesifiek die apostoliese geloofsbelydenis en die belydenis van Nisea wat baie na aan mekaar is, van ons vanoggend so 'n bietjie hanteer. Daar is 'n paar haakpunte waarmee mense sukkel, juis omdat ons nie altyd weet van die waarhede in die skrif nie. Maar voor ek vir ons lees, kom ons buig ons terug. Die Here, dankie dat ons uit die woord mag lees, mag bid, dat ons die prediking mag hoor. Here, dankie vir een en elkeen vanoggend, ook in hierdie kerkgebou, teenwoordig, Here, wil U nie ook deur die Gees in elkeen se hart en se lewens werk. Ons almal nie teenwoordig, Here, want ons is so afhanklik van U. Here, dankie vir belydenisskrifte wat letterlik honderde jare oud is. Dit waaraan die kerk in die verlede vasgehou het, Here, dat ons ook soms in ons moderne dag ook daaraan kan vashou. Dit is nie die woord nie, maar dit is ondergeskik aan die woord. Maar tog help dit ons om die woord te mag beter te mag verstaan. Dankie daarvoor, Here. En seën elkeen vanoggend so in Jesus naam. Amen. Kolossense 1 vanaf vers 9 tot 14. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe en deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Julle met die Vader met blydskap dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruik en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van ons sondes. Ons belydenisskrifte is alreeds deel van die kerk alreeds vir 'n paar eeue, en as ek praat van die kerk, dan is dit nie 'n groep of 'n denominasie nie, maar hulle wat sy verlostes is, sy kinders, hulle wat weergebore is, die kerk van die Here Jesus. Die Here het gesê in sy woord, ek sal my kerk in stand hou, en dan praat hy van hulle wat in 'n denominasie is, wat sy kinders is, hy sal hulle in stand hou. Ons het 6 belydenisskrifte in die gereformeerde kerke, naamlik, ek dink die ouer mense vind dit dalk beter onthou as die jongere mense, omdat julle strenger onderrig is daarin, is die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse katekismes, die Dordtse kerkreëls, die apostoliese geloofsbelydenis wat ek gewoonlik by 'n begrafnis gebruik, of soos hier by die nagmaal, dan die belydenis van Nisea wat baie naby is aan die apostoliese geloofsbelydenis, en laastens die belydenis van Athanasius wat neergaan oor die drie-eenheid van God. Veral in ons dag is dit die belydenisskrifte wat al minder gebruik word.
Dit het selfs in baie gereformeerde kerke uit gebruik geraak of nutteloos geraak. Ek het al by geleentheid gesê hoekom die belydenisskrifte daar is. En dit is om dwaling te weerhê en ook om weer te gee dit wat die kerk glo en hoe die kerk God se woord verstaan. In hierdie 6 belydenisskrifte kan in 2 groepe verdeel word en 'n mens sien dit ook na aanleiding van die inhoud wat daarin gegee word, as ook die lengte van hierdie belydenisskrifte, die Nederlands geloofsbelydenis, die Heidelbergse Katekismes en die Dordtse leerreël staan bekend as die 3 formuliere van enigheid. En hulle is daai meer breedvoerig as die ander 3. Is ook jonger belydenisskrifte in die kerk as die ander 3. En dit is maar meestal om die woord te verstaan en om dwalinge binne die skrifte te weerlê of in die dag. Mens lees dit veral in die Dordtse leerreëls. Van dwalinge wat in die kerk, selfs in Paulus hulle se tyd voorgekom het, en veral baie in ons dag vandag. Terwyl die apostoliese geloofsbelydenis, of die belydenis van Nicea, of die belydenis van Athanasius, word genoem ekumeniese geloofsbelydnisse, en hulle is ouer as die vorige 3 wat ek genoem het. En inhoud is hulle ook korter as die voriges. Nou, dis moeilik om te sê, maar Nicea kan ons seker sê, in 325 na Christus is die tweede grootste kerkraad wat die kerk gehou het. Dit was om die skrif wat ons vandag ken, vas te lê, en dan ook om belydnisse te doen, omdat daar verskillende kerke was, die het gesê, ons aanvaar die en ons aanvaar die, die en sê ons aanvaar nie dit nie, ons aanvaar nie dit nie. Dis hoekom toe al hierdie leiers van die verskillende kerke by mekaar kom te sê, maar ons moet nou saam hierdie ding vasstel. Kyk, en dis hoe die kerk wat toe vorentoe beweeg het. Nou, dit is min of meer die 2de, 3de eeu na Christus is hierdie 3 belydenisskrifte min of meer aan ontstaan gehad. Nou, as van hulle wat sê, die apostoliese geloofsbelydenis kon selfs in die 8de eeu na Christus gewees het. En dan weet ons, die Nederlands, die Heidelbergse, die Dordtse leerreëls, is min of meer in die 15de eeu na Christus gewees, wat hulle opgestel was. En dit het ook in die reformatie gebeur, toe daar baie dwaling in die kerk was, en dis hoekom hierdie belydenisskrifte ontstaan het. Ekumenies beteken om na alle gelowiges te verwys, ongeag die kerkverband waarin hulle is. En hoekom ek vanoggend juist die belydenisskrifte doen, is vrae wat rondom dit ontstaan het, en omdat mense nie alles wat daarin staan verstaan nie, en juist met dwalinge wat veral vandag in ons dag heers. Die belydenisskrifte het ook ten doel om die eenheid en die enigheid te bewerkstellig onder gelowiges. Onthou altyd dat belydenisskrifte nie gelyk is aan God se woord nie, maar ondergeskik. Dis is dit meer 'n hulpmiddel tot die skrif. Net soos kommentare wat predikers of dominees gebruik, 'n hulpmiddel is tot die skrif. Vanoggend kyk ons nou juist nou, soos ek gesê het, na die apostoliese geloofsbelydenis en die geloofsbelydenis van Nicea. Athanasius, die belydenis van Athanasius, ons lees ons so af en toe, is so 'n bietjie baie moeiliker belydenis as die ander 2, want Athanasius handel oor die drie-eenheid van God, en dit gaan ons vanoggend nie doen nie, omdat hy heeltemal anders gestel is. Dis amper soos Matteus, Markus en Lukas vorm 'n redelike lyn. Terwyl as jy die evangelie van Johannes lees, dan verskil hy heeltemal anders as die vorige 3 evangelies. Ek glo in God die Vader. Sê die belydenis, die apostoliese geloofsbelydenis. Terwyl die een van Nicea sê, ek glo in een God,
die almagtige Vader. Hy stel hom net bietjie anders, maar dit is dieselfde ding. Jesaja 44 vers sê, ek is die eerste en ek is die laaste en buite my is daar geen ander God nie. Hierdie vers bevestig dit, wat ek ook laasweek in my openbaarbelydenis gesê het. Deuteronomium 6 vers 4 sê, hoor Israel, die Here ons God, is sy enige Here, die skepper van die hemel en die aarde, sê die apostoliese verloofsbelijdenis. Een van die Sia sê die skepper van die hemel en die aarde. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Johannes 1 vers 3 sê, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. Handelinge 14 vers 15 sê, dat julle moet bekeer tot die lewende God wat hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, ek praat nie net van die see nie, alles wat hy voor dit genoem het, alles dit het hy gemaak. En alles sienlike en onsienlike dinge. Is interessant dat Mesia net hierdie gedeelte nog voorkom, nie in die apostoliese verloofsbelijdenis nie. Petrus beskryf in sy briewe, julle is kinders van God, nie uit die verganklike saad nie, maar uit die onverganklike saad. In Petrus 1 vers 23. En in Jesus Christus, sê die apostoliese belijdenis, waar die van die Messias sê, en in een Jesus Christus. Hy stel hom net bietjie anders. Lukas 2 vers 11, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Sy enige gebore seun, ons Here, sê die apostoliese verloofsbelijdenis. Die enige gebore seun, sê die een van die Sia, van God, gebore uit Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God, uit waaragtige God verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. So Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Johannes 20 vers 25, my Here en my God. Dis toe Thomas, wat toe die Here opgestaan en nie teenwoordig was by die ander 10 disciples of die ander wat ook daar saam was. En hy hulle nie wou glo nie, toe die Here daar verskyn het, toe die Here die heel eerste ding wat die Here sê, Thomas, opsteek jou op by hier by die gat in my hande en my sy in my mond, toe sê Thomas het dit nie gesien, maar wat Thomas gesê, my Here, my God. Thomas het geglo. Enige gebore seun, gebore uit die Vader beteken nie, soos ek en jy gebore is nie. Maar dit het die betekenis soos 'n kind wat uit jou liggaam uitkom, jou vlees en bloed is, soos die Vader en die Seun een. Het die Here Jesus nie ook in Johannes 15 gesê, soos ek en my Vader een is, so moet julle een wees. Wat ontvang is van die Heilige Gees, sê die apostoliese verloofsbelijdenis, Lukas 1 vers 35. Die Heilige Gees sal oor jou kom. Gebore is sy die maagd Maria. Lukas 1 vers 27. En die naam van die maagd was Maria. Met ander woorde, die Heilige Gees het die saad gegee en sy was 'n maagd gewees. Anders sou Christus nie vir ons sonde kon sterf. Moenie dink aan die sin in terme van 'n man en 'n vrou wat 'n kind verwek. Want as Christus nes enige ander mens verwek sou gewees het, sou hy nie ons sonde op hom kon geneem het. Dis hoekom in 325 na Christus gesê, die twee nature van Christus is dit. Hy was volkome mens
En hy was volkome God gewees toe hy hierdie aarde geleef het. Hy was sondeloos gewees. En dan kry ons vandag in ons teologie dat teoloë die maagdelike geboorte ontken. En dit is so belangrik. Want as ek die maagdelike geboorte ontken ek Christus as die Seun van God. Hy kon nie deur 'n man en 'n vrou verdek word nie, maar God het dit in Maria in die tyd verdek, sodat hy as mens gebore kon word. Wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maag en mens geword het, skryf die belydenis van Jesaja. En soos ek gesê, die was nie 'n menslike verdekking nie, maar God was by magte gewees om sy seun so in hierdie wêreld in te bring, sodat hy ook as 'n mens gebore kon word. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, Lukas 23 vers 24. Gekruisig is, Johannes 19 vers 20, Handelinge 4 vers 10. Wat sê Petrus, wat julle gekruisig het, sê die apostoliese geloofsbelijdenis, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, beskryf die geloofsbelijdenis van Jesaja dit. Gesterf het 1 Korintiërs 15 vers 3, begrawe is die 4de vers. Terwyl die belydenisskrif van Jesaja sê, gelei en begrawe is. En ek lees daar vir julle 1 Korintiërs 15 vers 3 hoor, wat in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Wat is die skrifte waarvan Paulus hier praat? Is nie van Matteus tot Openbaring nie. Hy praat van dit wat die profete in die Ou Testament gepraat het. Volgens die skrifte. En ter hulle neergedaal het, sê die apostoliese geloofsbelijdenis, Handelinge 2 vers 24. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontwind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Beteken dit, want dit wat sal beskryf, dat die Here Jesus fisies na die hel toe gegaan het, of beteken dit meer dat die lyding wat hy deurgegaan het, wat God hom verlaat het, sy Vader hom verlaat het, die hele wêreld se sonde op hom geplaas het, sodat ek en jy vergifnis kan ontvang. Deur sy lyding het hy vir ons die dood oorwin. Ons lees ook in die boek Openbaring, dat die hel ook genoem word die poel van vuur. En hierdie poel van vuur word ook genoem die tweede dood. En dat hierdie poel van die vuur of hierdie tweede dood waarvan Openbaring praat, van die ouer profete in die Ou Testament, die tweede dood, dat dit self deur God gemaak is, en dan lees ons in Openbaring, dan staan daar. En hy, die lewende, het die Satan en sy volgelinge en hulle wat bestem was vir die poel van vuur in die vuur gegooi. So die hel is deur God self geskep vir Satan en sy engele en vir hulle wat bestem is vir die ewige dood. Daar was so 'n paar jaar terug 'n boek gewees
beskryf die hemel, die hel, die ewige openbaring. Die skrywer was Mary Kay Baxter, ek het hom in my besitting. Maar ek stem nie heeltemal saam nie, want die skrif, die vrou het vir my buite die skrif beweeg, sy die hel beskryf as soos 'n liggaam. Party mense sê die hel is hier in die middel van die aarde. Ons sal nou nie daarop aangaan nie. Maar die Bybel sê nêrens, sê die Bybel die aanduiding dat Satan in die hel is nie. Die Bybel gee wel die aanduiding dat Satan in hierdie, hy is die prins van hierdie wêreld, dat sy domein hierdie wêreld is. Dis waar hy heers. Het die Here Jesus nie vir die Fariseërs en die Sadduseërs gesê, julle glo my nie, hoekom nie, want julle vader is die duiwel. Het die Here Jesus vir hulle gesê. So die duiwel is homself in die hel soos party mense omgee nie, want die Bybel sê in Openbaring dat in die finale oordeel sal God hom vat en sy volgelinge en self in die hel werk. Ons moet altyd onthou dat hierdie boek is my maatstaf waarvolgens ek leef en waarvolgens ek ander boeke beoordeel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, 1 Korintiërs 15 vers 4 wat ek vir julle gelees het, sê die apostoliese geloofsbelijdenis. Een van Messias sê, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte. Hier gaan hulle weer terug, altyd na die skrifte toe. Ons moet altyd onthou, ek gee volgende net vir julle 'n paar tekste. Maar daar is eintlik baie tekste in die skrif om na te verwys. En die tyd wat ek het, om eintlik in detail in die skrifte in te gaan eintlik te veel tyd vat. Wat opgevaar het na die hemel, sê die apostoliese geloofsbelijdenis. Die een van Messias sê, wat opgevaar het na die hemel, sê baie dieselfde. Lukas 24 vers 51, Handelinge 1 vers 11. Hierdie Jesus wat julle gesien het, is opgeneem en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, sê die apostoliese geloofsbelijdenis. Hebreërs 1 vers 3. Ek gaan sit aan die regterhand van die Majesteit, hoofletlik is die Vader in die hoogte. Hebreërs 10 vers 12. Die een van Messias sê, en wat sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom, van waar sal hy kom? Christus het opgegaan van die hemel, van waar hy sal kom, en dit is te maak met sy tweede koms, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, sê die apostoliese geloofsbelijdenis, wat weer sal kom in heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê, sê die blydenisskrif van Sion. Hierdie is 'n tamaletjie vir mense. Hierdie een oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. 1 Petrus 4 vers 5 en 6 sê die volgende. Vers 6. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Want daarom is ook aan die dode die evangelie, hoor mooi, want daarom is aan die dode ook die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na die gees deur die gees. Wat is hierdie waarvan hy praat? Het hulle bedoel dat die wat reeds fisies dood gegaan het, geoordeel gaan word, of praat hy hier van die eerste dood? Nou, die Ou Testament het 2 dood. Die wat binne dood is die eerste dood, en dan die tweede dood is dit wat jy in die poel van vuur gewerp gaan word, as jy vir ewig die ewige dood gaan sterf. Dit is waarna jy verwys word. Met ander woorde,
Dit is hulle soos Paulus in Romeine, as 7:8-10 skryf, wat hy praat van die uitverkiesing. Dis hulle wat innerlik dood is, hulle wat Christus verwerp het. Dit is hulle wat geoordeel gaan word. Sê Johannes 16 nie, hulle het reeds die oordeel ontvang. Hoekom? Omdat hulle nie geglo het nie. Johannes 5:22, die Vader het die oordeel aan die Seun gegee. 1 Timoteus 4:1 sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leerlinge wat dui van duiwels, dit wat nie die waarheid nie, sal aanhaal. Die wat dood is, beoordeel sal word, nie fisies nie, die wat binne dood is. Toe Adam en Eva gesondig het hulle binne gesterf, nie fisies nie, hulle het binne gesterf. Ons het Christus Jesus nodig gehad, om die binnekant deur die wedergeboorte ons te kom nuut maak, te kom lewe gee. Wat bedoel dit dat hy reeds gesterf het? Nie aan die liggaam nie, maar aan die gees gesterf het. Met ander woorde, jy word nie geoordeel as jy reeds dood is nie, dan is jy reeds veroordeel. Dis die tweede ding. Die kans en die tyd van die lewe is hier en nou. Hier is die eerste oordeel. Hulle is reeds, soos ek gesê, om veroordeel omdat hulle nie geglo het nie. Ek glo in die Heilige Gees, sê die apostoliese geloofsbelijdenis. Die een van Hosea sê, en in die Heilige Gees, hoor mooi, die Heer en lewend maak. Die een wat wederbaar, die Heer en lewend maak. Johannes 3, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons lees baie van die Vader en die Gees in die Ou Testament. Johannes 15 vers 26, so ook Johannes 16 vers 7 tot 8 en vers 13. Vers 13 staan daar, maar as die Trooster gekom het, en wie is die Trooster? Is die Heilige Gees. Matteus 28 vers 19 tot 20 is 'n baie bekende gedeelte wat die Here Jesus gesê het voor hy opgevaar het. En hy het gesê, bring die evangelie, verkondig dit in al die nasies, en dat die wat tot geloof in my sal kom, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige teken op afgesonder, Romeine 12 vers 1 tot 2. Petrus beskryf in sy eerste brief, wat sê hy, wees heilig, sê die Here, want ek is heilig. Wat ook algemeen beteken, oor die grense heen, oor die taal, kleur, almal wat sy kerk is. Christelike kerk. Algemene Christelike kerk. Dis wat die woord katoliek ook beteken. Katoliek beteken algemeen, so dit nou vir julle verduidelik, mediese belydenis, oor die kerkgrense, sy kerk, die katolieke kerk. Die verskil lê Rooms, dis maar die verskil lê. Ek kan nou nie vanoggend daarop ingaan. Ons glo, sê een van die Sia, ons glo aan een heilige algemene kerk. Nou maak dit sin wat die Here Jesus gesê het. En dit wil ek nou vir julle oor dit verduidelik het. Toe die Here Jesus sê, ek sal my kerk in stand hou, het nie gesê ek sal die Enkie kerk of die AGS kerk in stand hou. Het gesê, ek sal my kerk, hulle wat verwas is in die bloed van die lam, of soos Paulus geskryf het, die band van die wedergeboorte.
gegrond op die leer van die apostels. Ons lees 'n paar plekke in die Nuwe Testament, ek het nou nie vanoggend vir julle verse daarvoor nie, maar jy kan gerus, as jy 'n YouVersion op jou foon het van die Bybel, kan jy gerus hierdie verse gaan soek. Galasiërs 3 vers 28 sê, want julle is almal een in Christus. 1 Timoteus 3 vers 15 sê, wat die gemeente is van die lewende God. Die kerk van die Here is lewende mense en is 'n lewende God, die enigste en ware lewende God. En die gemeenskap van die heiliges, sê die apostoliese geloofsbelijdenis. Hebreërs 10 vers 25. Nou preek ek dit juis, of nou noem ek dit juis in 'n tyd waar ons sit met 'n virus. Maar hoor die woorde wat Paulus geskryf het. En moenie die onderlinge byeenkomste verwaarloos, so sommig is die gewoonte het. Daar is gewoonte, mense wat dit by gewoonte doen. Maar moet dit nie verwaarloos nie. En die mense, Hebreërs 2 vers 1 tot 4, dat ons nou die virus in afgaan. En almal wat gelowig geword het by mekaar gekom. Weet jy wat, ek wil vir jou vandag sê, vir julle sê, die vervolgde kerk sal ten spyte van lewensgevaar dit nodig af onderlinge gemeenskap met mekaar te hê. Ons sal dit nie verwaarloos nie. Ek en jy wat die voorreg het om soos ek dalk 'n klomp Bybelvertalings op jou rak te kon hê. Dalk 1, 2 of 3 Bybels, party mense met veel Bybels, 2 Bybels weg, wat ook 'n goeie ding is, sodat ander ook 'n Bybel kan hê. Ek het eendag die getuienis geluister van 'n Amerikaanse sendeling wat genooi was na China. China is onder die 10 toplande waar die Christene die meeste vir hulle geloof vervolg word. China, waar een van die top 10 lande is waar die mense die meeste vervolg word vir hulle geloof. En ek kan nie onthou in watse lande was nie gewees, maar dit was 'n vertrekkie, daar was nie sagte stoeltjies gewees nie, daar was 'n houtstoel gewees. En hierdie man het vir 'n week of 2 weke of 10 dae, ek kan nie onthou nie, maar dit was langer as 'n week. En daai opleiding of gepraat met Chinese Christene oor die woord van God. En hulle daar van die oggend tot die aand gesit op daai harde vloer om die woord te kon hoor. Van hulle moes in die aand treine vang om terug te gaan na huis toe. Om weer die volgende oggend terug te kom om die woord te kan hoor. Ons sit in 'n tyd en vandag met sagte banke en ons sukkel vandag om die banke vol te maak. Die vergewing van sonde, sê die apostoliese geloofsbelijdenis. Lukas 7 vers 48 sê, en hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Die belijdenis van Messias sê, ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Die doop waarvan hy hier praat, dieselfde waarvan Efesiërs staan, ons bely een Here, een geloof, een doop. Dis nie die waterdoop nie. Dis die bad van die wedergeboorte. Want die staan, ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Petrus gesê, julle is nie uit verganklike saad, maar uit onverganklike saad. Maar daar is 'n sonde of sondes wat lei tot die dood. Dis die sonde teen die Heilige Gees waarvan Paulus geskryf het. Dis wanneer iemand
Christus se redding verwerp. Vir dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Die opstanding van die Gees en die apostoliese geloofsbelijdenis. Terwyl een van die Messias sê, ons verwag die opstanding van die ontslapenis. 1 Johannes 5 vers 1 tot 5 of 1 Korintiërs 15 vers 52 tot 54 of 1 Tessalonisense 4 vers 16. Sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Wat beteken dit dat die Gees waarvan hier verwys word in die geloofsbelijdenis van Sia, hy praat van die ontslapenis. Ontslapenis beteken hulle wat wakker geword het tot hierdie nuwe lewe. Mense mag verstaan en ek weet, dit is ook vandag selfs soos in die tyd van die Here Jesus gewees. Ons soos die Katolieke Kerk, wat geglo het in die Vaarvuur, waarvan ek al 'n vorige keer genoem het, want dit was, die kerk het dit ingestel omdat hulle geld wil maak, en die paus het 'n ding afgevaardig dat jou geliefde wat reeds 6 voet onder die grond is, kan na die kerk toe kom en hy kan 'n bedrag betaal vir jou siel wat in die Vaarvuur is of in die tussentyd, en hulle kan jou loskoop sodat jy eendag saam met die Here in die hemel kan wees. Ek weet daar is vandag mense wat so glo na aanleiding van skrifte, omdat mense net die woord verkeerd verstaan en omdat mense idees vat wat mense het. Dat jy onsterflike liggaam nog hier op aarde is. Dit nou mooi. Die Here Jesus het vir een wat in sy regterkant gehang het aan die kruis gesê. Toe hy tot geloof gekom het, hy gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Het die Here Jesus nie self die gelykenis vertel van die ryk man en Lazarus wat aan die ryk man se tafel onder sy tafel gesit en van sy krummels geleef het. En die honde gekom het sy sere gewek en toe die twee sterf het, Lazarus by die Here in die hemel en die ryk man was in die hel gewees. Daar was niks van 'n Vaarvuur of 'n tussentyd. Die oordeel die dag as jy jou kop neerlê, is die oordeeldag. Beteken dit dat hierdie liggaam die verganklike saad sterf en die onverganklike saad wat alleen deur die wedergeboorte nuut gemaak word. En in ewige lewe. Terwyl die een van die Sia sê, in die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Efesiërs 3 vers 21, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Openbaring 7 vers 12, die lof en die heerlikheid, en die wysheid en die danksegging, en die eer om die krag en sterkte aan ons God in alle ewigheid. Amen. Hierdie liggaam van jou is blootgestel aan die verganklikheid. Dit gaan tot nie. Christus uit die dood opgestaan het, by 'n onverganklike liggaam. Hierdie liggaam van jou gaan nie eendag nie word of vir die stof uit opstaan. Jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Wanneer die wedergeboorte deur soos die blydenisskrif van Sia gesê, Heer en lewend gemaak is. Want met die sonde val, en die mens van binne gesterf.
kan die mense ewig gee. Dit wat ons hier het, is tydelikheid. Ons blootgestel, en dit wat moet vergaan. Die Here sê, leer ons nie in ons skrifte nie. Uit stof is jy geneem, en stof sal jy teruggeef. Ek hoop, vanoggend was dalk vir jou, dalk was die wyse mense gewees wat al die minder geweet het, maar dalk is die vir julle wat vanoggend die gesit het, dalk so 'n bietjie anders kyk het na die belydenisskrifte. Dalk moet die beter verstaan en doen met ons tydkeer soos 'n resitasie opsien. En dat die belydenisskrifte word altyd gemeen aan hierdie enige iets, dominee, pastoor, predikant, elke gelowige word gemeen aan God se woord. Hierdie is God se woord onfeilbaar. Kan nie faal nie, dit is die absolute waarheid. Want God is waarheid. Amen. Kom ons buig ons voor. Here, dankie vir u kerk wat hier staan. Dankie dat u die instandhouer is van hierdie kerk. Dankie vir belydenisskrifte, Here, wat dinge vir ons dalk verwoord, dalk wat ons nie altyd kan verstaan. Verwoord dit wat hulle geglo het, Here. Dat ons ook glo, Here, omdat ons een Heer, een lewendmaker het, een Gees, wat al sy kinders woonagtig is. Dat al sy kinders ken by naam. Dankie daarvoor, Here. Dit vir hierdie dag, ek het 'n cool dag, Here. Ons kon vra, Here, wil U nie vir ons kom reën gee nie, maar ek bid ook vir reën, Here. Ek bid regtig vir reën. Want as ek so in hierdie tye kyk, Here, van hoe mense was en hoe mense geword het, hoe mense liewer geword het vir 'n kerk, as vir U en vir die waarheid, vir die woord. Dan weet ek, Here, ons het herlewing nodig, Here, maar weet U kan ook herlewing weerhou. Want U kyk op ons harte, U ondersoek ons harte. Here, ons sit hier op ouers, oupas en oumas wat bekommerd is oor hulle kinders. Omdat hulle kinders in die wêreld is, in die wêreld leef. Deel is van die wêreld. Here, gee hulle wat kinders is, die raad vir 'n verlore gaande wêreld. Ja, Heer ons, ja. Sodat ons nie net mag praat, maar dat ons daders in die woord mag wees. Dankie ook, Here, dat ons vanoggend die nagmaal voorberei. Seën en elkeen vandag se dag daar by die huis. Wees ook met hulle wat daar weggaan, of in die week wat voorlê, ook met die werk, in Jesus naam. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, by elkeen van julle wees. Amen.